Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u. Dit is vir my lekker om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Eerstens wil ek dankie sê, dankie dat u ons fondsinsameling met ons Pannekoek Sondag geondersteun het. Ons waardeer regtig elkeen van julle wat ietsie gebak het of ietsie gebring het, of net kom saam kuier het en 'n donasie gegee het. Baie dankie dat u hierdie fondsinsameling ondersteun en so ook al ons ander fondsinsamelings. Ek wil u graag net herinner, indien u iets in ons kerk se bankrekening inbetaal, of dit nou vir 'n fondsinsameling is en of dit nou vir die geloofsoffer is of vir die 10de maand dankoffer of selfs net vir die koskas of 'n sorg, moet u asseblief dit net vermeld in die verwysing sodat ons weet waarvoor die gelde aangewend moet word. Dan wil ons u herinner aan ons geloofsoffer wat aan die einde van Mei maand plaasvind. U is meer as welkom om nou reeds daarvoor voorbereiding te doen. So gepraat van voorbereiding, ons het nog nie nuwe name op ons voorbereidingslys nie. Indien u van enigiemand anders te weet wat siek is of vir operasie gaan of wat deur 'n moeilike tyd gaan, asseblief stel ons in kennis, sodat ons ook by hulle kan uitkom en vir hulle kan voorbereiding doen. Dan gaan ons afskop met ons Pinksterreeks vandag, en dan het ons vir die res van die week van 18 tot 22 Mei het ons Pinksteroggenddienste in die Bloukamer om 10 uur, en dan het ons ook ons Pinksterfees volgende naweek. So u is meer as welkom om ook hierdie geleenthede dan by te woon. Dit is al nou wat die afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons net ons saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit nou ons oë en dan bid ons eers saam. Here en Hemelse Vader, ons kom nou na U en ons kom sê vir baie dankie. Dankie dat ons kan saam wees op hierdie platform. Dankie dat ons die geleentheid het om te kan stil word en U woord te bestudeer en daaroor na te dink en vir onsself af te vra, wat is daar in ons lewens wat ons moet verander. Ons vra ook dat waar dit die afskop van ons Pinksterreeks is, dat U ook met elkeen van ons werk en dat ons in die komende week ook by U voete sal stil staan en sal hoor dit wat U wil hê ons moet hoor, sodat ons verhouding met die Heilige Gees en met U as God sal verbeter, sodat ons nader sal beweeg aan ons roeping, sodat ons dit sal uitleef en sodat ons regtig in die komende week veranderinge aan ons lewens sal maak wat 'n groot verskil maak, nie net in ons lewens nie, maar ook in ander mense se lewens. En daarom kom vra ons nou, Gees van God, werk met elkeen van ons. Breek die woord vir ons oop, praat met ons, berei ons voor, skaaf aan ons, werk aan ons, sodat ons U wil duidelik kan onderskei en U stem duidelik kan hoor. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, soos wat u gehoor het, is ons nou by ons Pinksterweek en ons gaan vanoggend 'n inleiding hê tot Pinkster. Daarom gaan ons saam lees uit Handelinge 2 uit vanaf vers 1 tot 11. So indien u Bybel het, is u meer as welkom om te volg. En dan gaan ons ook vers 37 tot 39 saam lees. Maar ek sal dit weer aankondig as ons by daardie gedeelte kom. So kom ons begin eers by Handelinge 2 vers 1 tot 11. Daar staan: Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe: Die mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs, Imalite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Friege en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Cyrene, mense uit Rome,
Jode sowel as heidene, wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretenseners en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. En dan lees ons oor die eerste bekeerders in vers 37, daar staan, by die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Nou ons lees net tot sover. Geliefdes, ons leef in 'n land vol talent, mense met diverse gawes en talente. Ons het goeie dansers, kunstenaars, sangers, sportsmanne en vroue. Om talentvol te wees is baie goed, maar 'n mens kan nie net op jou talent alleen steun nie. As jy jou talent wil tentoonstel op die sportsveld waar jy wil mededingend aan 'n sport deelneem of selfs op die verhoog waar jy wil optree, sal jy definitief die hulp van 'n goeie afrigter moet inroep. Jy gaan ook moontlik met 'n span of met mense wat dieselfde of ander talente het, moet saamwerk en jy sal genoeg moet oefen om seker te maak dat jy gereed is vir die kompetisie of die wedstryd of die vertoning wat gaan plaasvind. In 'n sekere sin kan ons dieselfde sê van die kerk. Die kerk het 'n groot roeping en daar is soveel uitdagings in die wêreld. Daar is soveel geleenthede waarby die kerk kan inskakel of betrokke raak om 'n impak te maak en 'n plekkie waar gelowiges kan deelneem. Daar is ook 'n verskeidenheid van mense met verskillende talente en gawes. Maar om werklik 'n impak te kan maak, moet gelowiges hulle geloof saam beoefen en ook luister na die stem van hulle afrigter. Pinksterdag is seker die grootste uur in die kerk. Ons kan amper sê dit was die geboorteuur van die kerk. Die Heilige Gees is uitgestort in die lewens van die wat in Jesus Christus as hulle verlosser geglo het. Hierdie was 'n baie dramatiese gebeurtenis. Mense het verwonderd gekyk na die apostels en mense lewens het vir altyd verander nadat hulle tot bekering gekom het en die Heilige Gees ontvang het. Hierdie gelowiges is met die band van God se liefde deur die Heilige Gees saamgebind en so het dit eintlik hemel op aarde geword. Daar het die werk van die kerk eintlik begin. Daar is die disippels toegerus om met hulle werk te kan begin. Na Petrus se boodskap in Handelinge 2 het 3000 mense tot bekering gekom. En in die daaropvolgende dae het daar nog 2000 mense bygekom. Elkeen, hoor mooi, elkeen is met die Heilige Gees gevul en elkeen het ook 'n gawe ontvang om doeltreffend in die kerk te kan dien. Om in tale te praat was maar net een van 'n hele reeks gawes wat aan mense uitgedeel is. Die Gees het met soveel krag in die gelowiges geleef en gewerk, dat die heidene verbaas gestaan het oor die wonders wat voor hulle oë plaasgevind het. Nou is die vraag, hoe help hierdie verhaal die kerk van vandag? Met Pinkster breek daar 'n nuwe hoofstuk in God se plan aan.
Met Jesus se koms na die aarde bewys hy God se bemoeienis met die mens. Hy is die God met ons. Met Jesus se kruis en opstanding oorwin hy die dood en so ook die houvas wat die sonde op ons lewens gehad het. En hy is die God vir ons. Omdat Christus se werk op aarde voltooi is, het hy hemel toe gevaar en vir ons die Heilige Gees gestuur. Nou word God se teenwoordigheid nie meer ingeperk tot een plek nie. Hy is nou God in ons. Deur die Heilige Gees kan God nou oral en deur enige een werk. God se werk is nog nie afgehandel nie, maar met die hulp van die Heilige Gees word dit voortgesit en afgerond. Die keer doen God dit deur ons, sy kinders, deur elkeen wat hom of haarself 'n Christen noem. Hoor baie mooi, elkeen wat hom of haar 'n Christen noem. Jesus het voor sy hemelvaart reeds beloof dat hy ons nie sonder toerusting in die wêreld sou instuur om sy werk klaar te maak nie. In Markus 16 sê Jesus dat hy ons op 'n bonatuurlike manier gaan help. Ons sal die vermoë ontvang om wondertekens te doen. Daar staan, in my naam sal hulle demone uitdrywe. In ander tale sal hulle praat. Hulle sal siekes die hande oplê en die sal gesond word. Jesus maak die belofte dat gelowiges toegerus sal word met sekere bonatuurlike gawes met die einddoel om die kerk en die koninkryk te dien. Op Pinksterdag, met die uitstorting van die Heilige Gees, gebeur daartoe ongelooflike dinge wat nog nooit van tevore gebeur het nie. Gewone mense wat gevul is met die Heilige Gees, het begin getuig, het in tale begin praat, het wonders begin doen. Dit is die bevestiging dat Jesus sy belofte nagekom het. Kan jy dink hoe dit vir die vroeë kerk moes gevoel het? Hoe dit hulle moes bemoedig het, dat Jesus Christus se woorde nie leeg was nie, dat dit waar geword het, dat sy beloftes in vervulling gegaan het. Wanneer dit by gawes kom, is ons maar 'n bietjie skugter. Ons skram so 'n bietjie van dit weg, veral goed soos praat in tale of die uitleg daarvan of selfs om die hande op te lê en vir iemand te bid. In die Nuwe Testament is die gawes egter 'n algemene tema. Paulus skryf in sy briewe dat daar 'n verskeidenheid genadegawes is. Afgelei van die woord charismata wat geskenke beteken, maar herinner hulle dat dit van dieselfde Gees afkom. Party het wysheid en ander het kennis. Party het geloof en ander kan genees. Party kan profeteer en ander kan onderskei. Party kan in tale praat en ander kan hierdie tale uitlê. In 1 Korintiërs 12 vers 7 skryf Paulus: aan elkeen word 'n werking van die Gees gegee. Die gedagte word in Efesiërs 4 vers 7 herhaal waar daar staan: aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee. Petrus sluit by Paulus aan wanneer hy in 1 Petrus 4 aan sy lesers skryf dat elke gelowige as 'n uitvloeisel van God se veelvuldige genadegawes ontvang het om ander daarmee te dien. Die doel van die gawes is om te bind en byeen te bring, nie om verdeeldheid te saai nie. Daarom kom waarsku Paulus ook dat wanneer ons gawes
vir eie gewin of sonder liefde inspann, dit doelloos en leeg is. Maar Paulus waarsku ook teen die mense wat beweer dat hulle nie genadegawes ontvang het nie. Dit sou bloot 'n verskoning vir ongehoorsaamheid wees, volgens Paulus. God het aan jou gawes gegee en hy verwag dat jy dit tot sy eer sal gebruik. Wanneer Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 10 oor ons verskyning voor die regterstoel van God praat, hoor ons dat ons oor hierdie saak ook rekenskap sal moet gee. Wat het jy gemaak met die gawes wat God vir jou gegee het om hom mee te dien? Ons het nie almal dieselfde of dieselfde hoeveelheid gawes ontvang nie, maar ons het almal gawes ontvang. Dit is 'n feit, dit is 'n gegewe waarby ek en jy nie verby kan kom nie. God het gawes aan elkeen van sy kinders gegee om saam te werk sodat die koninkryk sal kom. Wanneer daar gelowiges is wat nie hulle gawes gebruik nie, word God se naam nie geëer nie. Bly God se werk agterweë en sulke mense bedroef God. Hoor gou baie mooi, as jy nie jou gawes gebruik nie, dan bedroef jy God. Sulke mense is gewoon net ongehoorsaam en hulle belemmer die kerk se roeping in die wêreld. Sulke mense werk nie mee aan die koms van God se koninkryk nie. Dis soos 'n speler in 'n sportspan wat nie sy kant bring nie. Uiteindelik moet die res van die span daarvoor opmaak. Jesus praat juis in sy gelykenis oor die talente hieroor. Die gelykenis waar die diensknegte hulle talente en gawes begrawe. Sulke mense kan ook nie geestelik groei nie, want dit is juis hulle besig wees met die gawes waarmee God hulle geseën het, dat hulle groei in hulle verhouding met hom en ook met mekaar. Geliefdes, en ek kan hieroor getuig, want wanneer ek uitgaan om iemand te gaan bedien, te vertroos, te versterk, te ondersteun of wat ook al, dan voel dit vir my dat ek daaruit voordeel getrek het, dat ek gegroei het, dat dit my verander het, dat dit my gevorm het. En dit is wat die woord van God so uniek maak. Ons wil ander mense versterk en bemoedig en ek glo ons doen dit, maar terselfdertyd word ons daardeur gevorm en dis die werk van die Heilige Gees. Maar ons moet ook raak lees dat God vir ons hierdie gawes gegee het en as ons dit nie gebruik nie, dan gaan hy dit van ons af wegneem en vir iemand anders gee wat hulle verantwoordelikheid nakom. Hoe kan ek dit sê? As jou gawes nodig is, sodat die werk gedoen kan word, en jy is nie daar waar God wil hê jy moet wees nie, neem hy dit van jou al weg, en gee hy dit vir iemand anders, wat daardie werk wil doen. Vir God gaan dit oor die koms van die koninkryk, en die redding van die mense. Dit is vir hom belangriker, as iemand wat ongehoorsaam is. En daarom het dit tyd geword dat ek en jy na ons lewe moet kyk, dat ons hier diep binne-in moet kyk en vir onsself sal afvra, wat gaan in my hart aan? Glo ek wat in die woord van God staan? Geliefdes, vra dit vir jouself. Glo jy die woord van God? Glo jy dat dit wat op Pinksterdag gebeur het, werklik gebeur het? Glo jy dat God deur die Gees by elkeen van ons as sy kinders kom bly het? Glo ek en jy dat hy vir ons elkeen genadegawes gegee het om in diens van sy koninkryk te gebruik? Dink 'n bietjie hieroor na, vra 'n bietjie vir jouself hierdie vraag. As ons glo dat God sy Heilige Gees in ons lewens gegee het,
Waarom lyk die kerk en die wêreld dan so? Waarom sukkel die kerk van Jesus Christus dan so? Waarom is dit net altyd dieselfde mense wat oral betrokke is? Waarom is daar lidmate daar buite wat jy net nêrens sien nie? Ek hoor baie dikwels mense sal sê, ek het nie nou tyd nie, ek is te besig, of ek het nie spesifieke gawes gekry wat ek in God se koninkryk kan uitleef nie, ek is nie so talentvol nie, God het my nie gebless nie, ek kan nie in tale praat nie, ek kan nie tale uitlê nie, ek kan nie iemand teach nie, ek is nie iemand wat kan profeteer nie, ek kan nie die evangelie verkondig nie, ek is te skaam, of ek kry net op die oomblik te swaar, dinge is net te moeilik, of ek hoef nie diensbaar te wees om die ewige lewe te kry nie. Dit mag dalk waar wees, maar wat ons moet weet, is dat ons elkeen een of ander tyd sal moet rekenskap gee van dit wat ons ontvang het. En daarom is dit belangrik dat ek en jy ons harte sal ondersoek. Dat ons vir onsself sal vra, glo ons in God, glo ons in sy woord, glo ons dit wat op Pinksterdag plaasgevind het, en glo ons dat ons gawes het. Ek wil kom afsluit. Op Pinksterdag het God by sy kinders kom bly. Hy het in ons kom bly. Wat beteken dit vir ons? Dat ons soos God se kinders moet leef en werk, en dat ons die werk wat Jesus begin het, moet voltooi. Wat is ons troos? Ons het talente en ons het spanmaats wat saam met ons hard gaan oefen om hierdie werk te kan doen. En gelukkig het ons ook die beste moontlike afrigter wat ons sal lei en begelei. God het ons nie alleen gelos op die sportveld of die verhoog van die wêreld nie. Hy het vir ons voorsien. Hy gee vir ons gawes. Hy gee vir ons die plek waar ons gawes kan gebruik. Hy gee vir ons die geleentheid om te kan dien en bo alles die beste afrigter wat daar kan wees, die Heilige Gees. So die vraag wat ek vandag vir jou wil vra, is wat is jou verskoning? Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons gehoor het dat elkeen, maar elkeen van ons 'n gawe en 'n talent ontvang het om diensbaar te wees in U koninkryk. Eerstens moet ons kom bely dat ons nie altyd diensbaar is nie. Dat ons nie altyd ons gawes en ons talente gebruik soos wat U wil hê ons moet dit gebruik nie. En ja, baie keer is ons besig en baie keer het ons nog nie daai gawe of daai talent ontdek nie, maar ons gebruik dit as gemaklike verskonings om nie ons werk te doen nie, om nie ons opdrag na te kom nie. En vandag moet ons dit kom bely en ons moet kom sê dat ons jammer is. Ons dink ook dat as ons op 'n stadium vir U gewerk het, dat ons werk klaar is en afgehandel is. Veral as ons ouer is, dan dink ons het ons deel gedoen en dat dit nou die jonger geslag se beurt is om hulle werk te doen. Nêrens lees ek dat daar ouderdomsbeperking is op diensbaarheid nie. En U kom vra van ons om diensbaar te wees terwyl ons hier op aarde leef. En dit beteken ongeag van hoe jonk of hoe oud ons is. En daarom kom vra ons vir U, help ons daarmee. Help ons om diensbaar te wees in U koninkryk. Help ons in hierdie Pinkstertyd om opnuut ons gawes te ontdek, want soms kan ons gawes verander en soms kan die plekke waar ons dit moet doen verander. Ons posisie in die span kan verander. En daarom kom vra ek, wys dit vir ons in hierdie Pinkster uit. Help ons om dit ook te ontdek en dit uit te leef. Nie net vir ons as individue nie, maar ook vir ons as gemeente. Vader, ons kom dink aan almal wat siek is, wat dalk onder operasie gegaan het, wat dalk sukkel met hulle gesondheid en ons dra hulle vandag aan U op. Ons kom dink aan die mense in die Kaap wat deur die vloede en die stormwinde verontrief is, wat skade gelei het, wat seer gekry het.
Vader, ons kom bid vir daardie mense. Ons vra dat U hulle sal help en dat U die nodige middele na hulle toe sal stuur, sodat hulle weer ook op die been kan kom. Dankie dat ons weet dat U ook daar in beheer is, al lyk dit nie altyd vir ons so nie, en al voel dit nie altyd vir ons so nie. Dankie dat ons vandag ons gebede ook by U voete kan kom los, en dat ons dit mag bid in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Die genade van God die Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees sal by julle wees. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.